Hartlik goeiemôre aan ons aanlyn kykers by die geleentheid 5de Sondag in Pasen, Sondag 18 Mei. En ons praat verder oor vroue in die Bybel. Verlede week op Moedersdag het ons gesels oor 'n skoondogter en 'n skoonma. Uiteindelik vanoggend praat ons oor twee sissies wat in Jesus se lewe saam met hulle broere 'n belangrike rol gespeel het. En mag die Here ons dan help vanoggend om saam daaroor te besin en saam te leer by hierdie twee sissies. Hoe kan ons as mense, as volgelinge van die Here Jesus vir Jesus dan nou volg en ook doen dit wat ons by hierdie twee sissies leer. Kom ons buig ons hoofde voordat ons saam uit Lukas hoofstuk 10 lees. Kom ons word stil en dan vertrou ons die Here om ons ook te lei in hierdie oggend. Here, baie dankie dat ons u kerk mag wees. Dankie dat u vir ons lei en dankie dat u vir ons bystaan om in die wêreld waar ons leef 'n verskil te maak. En dankie dat u ons krag gee. Dankie dat ons vanoggend by twee susters kan leer hoe om dinge in die lewe te hanteer en uiteindelik hoe ons met balans kan lewe. En dankie dat u ons gebruik. Dankie dat u vir elkeen van ons 'n geleentheid in die lewe gee om te getuig en u te dien tot eer van u naam. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, wanneer mens na Lukas 10 kyk, dink ek is belangrik dat jy net gou die prentjie kyk. Soos jy jou Bybel voor my oop het, ek kan nou ongelukkig nie alles op die skerm sit nie, maar kyk net gou saam met my na Lukas 10, want die eintlike gedeelte van Lukas 10 waaroor ons Lukas 10 ken, is die barmhartige Samaritaan. So kom ons kyk net terug en ons sê vir mekaar, wat gebeur in Lukas hoofstuk 10? Aanvanklik word daar 72 mense uitgestuur om 2-2 na dorpe en stede toe te gaan en vir mense te gaan help. Met daardie bekende uitspraak, die oes is groot, maar die arbeiders min, bid dan die Here aan wie die oes behoort, om die arbeiders uit te stuur. Gaan nou, maar onthou ek stuur julle uit soos lammers tussen wolwe. Dis die eerste gedeelte. Dan, as 'n mens, en jy moet dit maar saam lees, vanaf vers 17, dan kom die 72 terug. En wat mens tegnies vir mekaar hier sou sê is, dat jy iets van 'n, kom ons noem dit nou maar in ons dae se tyd 'n debriefing het, wat in vers 17 tot 20 plaasvind. Met ander woorde, hulle was uitgestuur, hulle het seker goed beleef en ervaar, en nou in daai volgende gedeelte kry hulle tyd om net terug te voer, en te sê, ek het dit beleef, dit was nie lekker nie, dit was moeilik, dit was uitdagend, ek het so 'n situasie gehad, hoe het jy dit hanteer, wat het jy beleef? So dis daai stukkie. Dan praat ons van vers 21 af oor Jesus se blydskap met die besondere woorde wat Jesus deur die Heilige Gees sê, ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat hierdie dinge verslim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, so Vader, was dit u genadige bedoeling. Nou, hoor julle iets hiervan oor die Matteus 11 teks, waar Jesus gesê het, kom nou almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Hierdie selfde soortgelyke woorde, kom in Matteus 11 vers 25 tot 27, kom dit voor. En dan, soos ek sê, dit waarvoor ons Lukas 10 ken, die gelykenis, of die verhaal van die barmhartige Samaritaan, wat dan vir ons uit alles vertel het, wat gebeur het, wie verbygeloop het, wie hom gelos het. En ek wil hê ons moet vanoggend na die laaste stukkie kyk van hierdie hoofstuk.
na 'n skynbaar nie belangrike gedeelte in hoofstuk 10, waar Jesus op besoek is by die twee sissies, by Martha en Maria. En ek gaan nou vir julle help ook, as ons dit gelees het, om net vir Martha en Maria te plaas, dat julle weet met wie ons werk en van wie ons praat. So lees saam met my Lukas hoofstuk 10 vers 38, en dan praat ons verder. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as 'n gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad wat aan die voete van die Here gaan sit het en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie, sê sy met my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar af weggeneem word nie. Nou sê ek weer, daai stukkie maak dat 'n mens dink Jesus kies Maria se kant. En Jesus sê, dis hoe mens optree in die lewe. Kom ons help mekaar om net te sê, Jesus wil ons vanoggend hier 'n bietjie meer leer. Maar as ons dan nou praat oor die begin van die reis, waar Jesus in hierdie bepaalde dorp aankom, dan moet ek jou help dat ons na Johannes toe gaan. Want in die Johannes Evangelie besef ons wie's die Martha en Maria wat hier ter sprake is. Johannes 11 sê dit baie duidelik, die eerste vers, 'n man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië. So die dorp wat besoek is, Betanië. Waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf het en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toegestuur om te sê, Here, hy vir wie U lief is siek. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En dan pertinent vers 5, Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. So jy sou daar kon lees, Jesus het vir Martha, vir Maria en vir Lazarus lief gehad. Interessant, hoofstuk 11 verwys reeds na dit wat in hoofstuk 12 sy eerste gedeelte gebeur het. Hoofstuk 12, Johannes 12 vers 1. 6 dae voor die Paasfees het Jesus weer eens na Betanië toe gekom. Dan verwys hy terug na waar hy Lazarus, wat hy uit die dood uit opgewek het, Lazarus is daar gebly. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Nou sê ek weer, onthou wat hoofstuk 11 het gesê, wie was Maria? Vers 3. Toe het Maria 'n half liter egte baie duur nardesolie gebring en het op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van reukolie. En dan weet julle wat was Judas se reaksie daarop, was om te sê, hierdie olie kon verkoop geword het en uiteindelik gebruik word vir die armes. En Jesus, wat uiteindelik dan sê, maar los asseblief hierdie vrou uit, want sy het my vooruit vir my begrafnis gesalf. Hoekom die agtergrond? Jesus
het as mens op aarde geen vaste tuiste gehad. Hy het nie 'n huis gehad waar hy gebly het nie. Met die uitdagings van sy bediening was daar soms die behoefte aan privaatheid, stilte, vrede, liefde en gemeenskap, soos almal van ons. Hoeveel van julle het nie al 'n besige dag gehad en gesê, ek wil net by die huis kom, my deur toesluit, gaan bad, gaan stort, of jy was so moeg en gesê het, ek gaan nou my nagklere aantrek en ontspan. Jesus het sulke behoeftes gehad. Want hy het gesê, jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie 'n plek om sy hoof neer te lê nie. So hy was 'n swerwer in sy geboorteland. Was nie getroud nie. Hy was verloof aan sy kerk, aan die bruid van Christus, die liggaam van Christus. En Jesus was welkom by sy vriende. Hy was welkom by die huise van sy vriende, maar 'n tuiste waar dit soos huis gevoel het, dit was die huis in Betanië. Die huis van Martha en Maria en Lazarus, waar hy hierdie warm, verwelkomende belewenis gehad het. Daarom lees ons, toe hulle op reis was, gaan Jesus na hierdie huis toe. Want hier weet hy, mag ek dit sê, en ek sê dit met die grootste respek, hier kan hy relax en chill, want hulle gaan hom nie moeg maak nie, hulle gaan verstaan. En nou sien ons in hierdie verhaal in Lukas 10, ek wil sê arme Jesus loop hom vas in 2 sissies, wat kibbel. En nou moet hy hier waar hy gedink het, hy gaan rus en vrede hê, moet hy 'n issue tussen 2 sissies uitsorteer. Maar die Here wil ons daai leer, so dis belangrik. Toe Jerusalem vyandig was, kry hy vertroosting in hulle huis. Toe ander se deure toe was hierdie huis in Betanië se deure oop. As die wêreld in beroering kom, kry hy skuiling teen die storm by hulle. 'n Plek van liefde, loyaliteit, gasvryheid. So dit was lekker. So Jesus het 'n oop uitnodiging gehad om altyd in Betanië te gaan kuier by Martha, Maria en Lazarus. Die gedeelte in Lukas sê vir ons, op 'n dag het hy nie gebel en gesê, ek kom vandag huisbesoek doen, sorg dat die huis skoon is, sorg dat koffie is, en sorg dat daar koeke is, en nee, hy daag onaangekondig, daag hy daarop. En die 2 sissies groet hom. En onmiddellik is beide, en ek wil hê julle moet mooi hoor, beide is sy gasvroue. Een sien om na sy fisiese behoeftes, sy liggaamlike behoeftes, sy gaan kombuis toe en sy maak kos. Die ander een gaan sit aan sy voete en luister na wat hy te sê het, want hy wat Jesus is op daai stadium besig om te debrief, om te sê wat hy beleef en ervaar het. En Maria is op daardie stadium die een wat aan sy voete sit en in 'n bekende woord in die Bybel sê, spreek Here, u diensmaagd luister. Met ander woorde, Jesus, dit wat jy op jou hart het, ek is hier om te luister. Praat met my. Ek sal baal wees. So beide se optrede, die bord kos en die emosionele versorging van Jesus is krities belangrik. Daarom moet ek en jy vir mekaar sê, uit hierdie ding leer ons in die eerste plek ons liggaamlike
en geestelik emosionele versorging lê op dieselfde vlak. Dis krities belangrik. Vir my en vir jou om te beleef dat dit met ons goed gaan, moet daar na ons liggaam omgesien word, maar daar moet ook na ons gees en na ons emosie omgesien word. So kom ons begin by die sussie wat kyk na die liggaamlike. Haar naam was Martha. Sy was die praktiese een, die energieke bestuurder van die huishouding. Sy verskoon, sy gaan kombuis toe, sy maak kos, en Maria, sy sit by Jesus se voete. Sy luister. Dis toe nou waar Jesus homself vasloop in 'n situasie. Liewe dierbare Martha, raak geïrriteerd. Ek dink in my binneste, nou wil ek nie goed hier inlees nie, maar ek dink sy het daarna gesmag om ook by Jesus se voete te sit. Om ook te hoor wat Jesus sê. Maar sy is in die kombuis en sy maak kos en sy maak hierdie maaltyd reg. En dan, half geïrriteerd, gaan staan sy daar. Sy het in haar kop hierdie ding. Nou, wil ek nie sê, julle ken dit nie, maar ek dink julle verstaan dit. Daar's baie keer hierdie ding in jou kop, jy weet, jy's besig, en jy doen bepaalde goed, en die kinders is in die huis besig met goed, en jy voel, eers, maar jy weet, kan hulle nie net bietjie kom help nie, en jou man sit en hy kyk die Blue Bulls rugby game, en jy is besig om aandete te maak, eers kan hy nie maar pause druk, en kom help nie, want eintlik wil ek ook op die bank sit, dalk nie saam met hom rugby kyk nie, maar ons kan dalk saam iets anders kyk. So hoor wat gebeur hier. Daar's by haar ook jou waarskynlike behoefte om net te gaan sit en te hoor wat sê Jesus. So sy maak hierdie wonderlike aandete en sy dink net by haarself, maar my genade, Maria, kom help bietjie. Kom skil die aardappels. Kom sny die boontjies. So wat gaan maak sy? Ons lees, sy gaan staan daar half by die deur in die vertrek en sy sê, Here, dink jy nie, dis bietjie onregverdig, ek gee my eie weergawe daarvan. Dink jy nie, dis onregverdig dat ek in die kombuis my staan en afsloof vir 'n ete vir ons al drie, en my sussie sit net en sy in die chat. Sê vas my kom help. As die kos klaar is, ons sit ons al drie aan kuier ons gesels ons. So belangrik. Ons hoor wat sê Jesus. Hy sê, daar's een ding. Maria het die beste deel gekies. Daar's net een ding nodig. En dit sal nie van haar weggeneem word nie. Kom ons sê gou vir mekaar. As daar nie gaste was nie, het Maria nie kom huisgel. Sy het die taakies in die huis gedoen. Want as Martha nie daarin gewoond was, dat Maria gehelp het nie, wat is nou haar skielike issue? Oor hoekom help my sussie nie in die kombuis nie? Maar op daai dag en oomblik van daai besoek, was Maria se plek nie die kombuis nie. Jesus het stilte nodig. Martha ontketen 'n rusie. Jesus het vrede nodig en Martha kibbel. Onthou nou, ons is op pad kruis toe. So daar's vyandige gebeure wat nader kom en Jesus het 'n geduldige oor nodig van iemand wat na hom luister.
Alwaar Martha bekommerd is die uitgebreide maaltyd. Jesus het nie net kos nodig. Wat leer ons? Martha bekommer haar oor dinge wat nie nodig is nie. Martha het op daai stadium die teenwoordigheid van Jesus nie geniet nie. Sy kon ook gekies het soos Maria om by Jesus se voete te gaan sit en te luister. Maar sy maak die keuse om in die kombuis te gaan werk en vasgevang te raak in die bedrywighede van die kombuis. En nou dat ek het simpatie met Martha. Hoekom? Want Jesus het daarvan gehou om lekker te eet. En hoeveel geleenthede in die Bybel lees ek en jy, Jesus het saam met die mense geëet. As daar nie kos was vir die mense nie, het hy gesorg dat daar kos kom sodat hulle kan eet. So etes was vir Jesus belangrik. Ek meen inteendeel, onthou die beskuldiging. Hy's 'n vraat en 'n wynsuiper. So ek sê weer, ek het heeltemal simpatie met Martha. Ek het heeltemal begrip vir Martha wat sê, maar is belangrik dat Jesus lekker eet. Op daai stadium was 'n ete dalk net nie Jesus se grootste behoefte nie. Wat leer ek? Vra vir die Here, wat wil hy hê, moet ek in elke situasie doen? Voordat ek besluit wat ek dink belangrik is. En as ek agterkom dis nie belangrik nie, dan nie dikmond te raak en opgeblaas te wees en nikkerig en knorrig te wees omdat dinge nou nie my manier gaan nie. Jesus se behoefte was eenvoudig. Hy wou nie op daai stadium eet nie. Hy wou op 'n stadium, daai stadium net aandag hê. Hy wou eintlik sê het altyd die sissies met daar kom sit. En ekskuus die Engelse woord, they had to comfort him. Hy daai ondersteuning op daai stadium nodig gehad. En hoor net wat gebeur hier. Deur haar ete wou Martha vriendelik wees, maar sy raak onvriendelik. Sy wil behulpsaam wees, maar sy maak seer. Ek sê weer, sy het self besluit wat hy nodig het om dit vir hom te gee, selfs toe hy dit nie wou hê nie. So op 'n manier het sy hierdie samekoms so 'n bietjie bederf, nikkerig, gefrustreerd, knorrig. Wat wil dit vir my en vir jou sê? Ons kan partykeer so besig wees, en ek weet hierdie is 'n geuite cliché
maar jy gaan hom vanmôre maar weer hoor. Ons kan partykeer so besig wees met die dinge van God, dat ons nie met die God van die dinge besig is nie. Ons kan so probeer met goed, dat ons Jesus mis. Ons raak so besig, dat ons nie meer bid nie. Ons word moeg, en ons word uitgewerk en gefrustreerd, en ons kla. Ek verval in besonderhede. Petty detail raak belangrik. 'n Pastorale werker raak so betrokke by die vertroosting van mense, dat hy of sy nie meer tyd alleen saam met God spandeer nie. Want sê ons, ek is so besig, ek kom nie by die Here uit nie. Of jy's lid van 'n finansiële kommissie, wat so bekommerd raak oor die finansies van die gemeente, dat jy 'n klomp ander goed van die kerklike lewe misloop. 'n Ma kan haarself so oorgee aan die fisiese versorging van haar kinders, sodat sy daaraan verslaaf raak, en sy verloor die vreugde van kreatiewe moederskap. En daarom wil ek vir Martha opkom. Nou asseblief nie in die tipiese beskrywing van 'n vrou in die huis nie. So moet nou nie hoor wat daar party amper sê begrafnisse, troues gepreek word nie. Martha se plek was in die kombuis. En ek sê dit lelik. Asseblief. Moenie my steenig oor wat ek nou sê nie, hoor net my hart. Hoekom? Sy kan maar Kaapstad ook gewees het, is ook okay. Sy was 'n goeie huishoudster, en sy was 'n goeie kok. En in ons dag, of dit nou die man of die vrou is, het ons huise nodig, wat beter daaraan toe sou gewees het, as daar 'n Martha figuur in daai huis was. As daar iemand was in die huis wat omgesien het na die belange van die lede van die huishouding, onder andere hulle liggaamlike versorging, hulle voeding. So hoor asseblief, die Marthas is verskriklik belangrik. Ek nou toe ek gewerk het, toe dog ek, hoe maak ons 'n naam hier uit? Nou, daar's nie 'n manier nie. Hulle begin altyd met 'n M en 'n A. So ek kan nie sê, dit bly, ek weet nie, so jy moet maar Martha Maria wees. Jy het nie 'n keuse nie, jy kan kies. Wil jy Maria Martha wees? Martha Maria, maar daar moet van al twee iets in jou wees. So belangrik. Wat gebeur? Wat was Martha se fout? Martha wil sê, man, kombuiswerk is die belangrikste ding. Om vir Jesus te sorg, wie sorg dat hom gekook word. So sy by die deur gaan staan en sê, Here, gee nie omdat sy my nie help nie, dan wil sy vir Maria 'n rol indwing, wat sy besluit het, dis vandag Maria se rol, dis die belangrikste wat Maria vandag moet doen. En Jesus sê vir haar, chill Martha, Maria het haar rol vir vandag, en sy's besig om dit jolly goed op hierdie stadium te doen. So los asseblief vir Maria uit. In hierdie situasie vandag, doen Maria wat sy moet. Sy vervul die rol wat sy moet doen. Wat sê dit? Ek en jy het elkeen 'n rol en 'n roeping om te speel. Mag ek dit in Afrikaans sê? Moenie vir mekaar werk uitdink nie.
Moenie aan mense bepaalde verwagtings koppel van wat jy dink sou nodig wees, hy of sy moet doen. Laat ons nie te gou oordeel nie. Moenie te vinnig mense in rolle indwing wat ons dink, maar jy sal nice wees as jy dit doen. Maar kom ons gaan net met mekaar om, met deernis en ondersteunend, teenoor elkeen se unieke pad. Ek sê weer, ons stap vanoggend hier in. Elkeen het ons eie unieke situasie. Kom ons hê begrip daarvoor. Kom ons verstaan. Probeer verstaan. Waar's elkeen in hulle lewe? Ons lees daarvan, sendelinge kom terug van oorsee af en hulle sê, ek gaan nie terug sendingveld toe nie. Daar's dominees wat voltydse bediening verlaat en 'n tweede beroep, 'n ander beroep begin doen. En nou is my vraag, sit ons dan en beoordeel ons hulle? Is ons krities oor mense wat sulke besluite neem? Kritiseer ons hulle? Minag ons hulle? Ons moet ons roeping vind en ander toelaat om hulle beroeping te vind en die werk wat daarmee gepaard gaan, hulle dit te laat doen. En dis hoekom ek wil hê jy moet nooit Johannes 11 vers 5 vergeet. Jesus was lief vir Martha, Maria en vir Lazarus. Jesus was lief vir al twee hierdie vrouens. Want elkeen van hulle het met hulle unieke menswees 'n geweldige, belangrike rol in sy lewe gespeel. Martha dinamies, praktiese mens. Maria stil, verbeeldingryk, goeie luister, vermoë. En nou sê ek weer, ons het 'n kombinasie van die twee nodig. Nou sê ek weer, ek het die name en lettergrepe probeer verdeel. Dit bly Martha en dit bly Maria al. Swaai jy dit soos jy wil. Dit is net die IA en die TAA wat dit so iets van beide in ons lewe. Ons het albei hierdie eienskappe nodig. Ons moet bid en werk. Ek het 'n professor by die Universiteit van Potchefstroom by Pilke, wat eendag in 'n vergadering gesê het, en ek sê dit met respek, toe sê hy wens dominees wil baie keer ophou hoop en bid en iets begin doen. En ek hoor iets van wat hy sê. Ons moet bid en werk. Nou weet ek party ons wil sê hoop is werk, maar ons baie keer so maak ook en werk. Ons moenie probeer om die een te beoefen en die ander een nie. En jy moet mooi hoor, ek kan my nie geheel en al van die wêreld onttrek en net in my binnekamer sit en bid nie. As ek nie in die wêreld gaan rondloop en die wêreld leer ken nie, wat bid ek vir die wêreld? Hoe bid ek ingelig? Ek praat uit my praktiese ervaring van gistermiddag. Ek sê vir Louisa, ek het beplan om net na 12 huis toe te ry. Ek is gistermiddag 3:30 weg.
En na die tyd besef ek, maar die liewe Here het geweet, ek moet gister van 10:00 af tot 3:30 in hierdie gemeenskap wees, om 'n slag net weer hier te wees en te beleef en te ervaar wat gaan in hierdie omgewing aan. Sodat ek met groter deernis en begrip hierdie gemeenskap kan bedien. Dat as ek bid in die aand vir Luipardsvlei, en dat ek weet waarvoor ek moet bid. So ek sê vir die Here dankie vir gister se sit van 10:00 tot 3:30. So kom my nie onttrek nie. Iemand skryf, hulle sê, is nogal mooi, is my baie mooi. Hulle sê, daar kan geestelike onvrugbaarheid in die klooster wees. Hoor julle wat ek sê? Jy kan in die klooster bly, en jy kan myle van God al weg wees. Hierdie is aktiwiteit. Weer eens geuit, practice what you preach. Kan dit nie losmaak van mekaar nie. So, ons kan nie die hele tyd hier bly nie. Ons moet daar uit, so kom maar staan, jy betree die sendingveld. Ek weet dis lekker hier, ek hoop is lekker hier. Maar jy moet uit. Ons werk daar buite. Die ander kant, waartoe jy kan oorval, is dat jy so besig is met vergaderings, konferensies, besoeke en al daai tipe goed, dat jy net nie by God uitkom nie. Dat daar nie afsondering is nie. Dat daar nie stilte is nie. Dat daar nie wag op God is nie. Dat daar nie luister na God is nie. Jy op 'n punt kom waar jy sê, ek is uitgebrand van alles wat ek doen. En dan sê die Here net, ek het begrip vir jou, maar kom ons dink net gou, wanneer laas het ek en jy rustig, saam, alleen gesit. En ek en jy het kwaliteit tyd saam gehad. Onthou vir Jakobus, geloof sonder werke is dood, maar werke sonder geloof is ook dood. So vriende, dis 'n onderlinge verbinding. Dis 'n verband wat ons, 'n verbondenheid, wat ons nooit, ooit moet vergeet nie. Daar moet, ek sê weer, iets van Martha en Maria in ons albei wees. Ek kan so bedrywig wees dat ek angstig en knorrig raak. Maar sonder om aan Jesus se voete te sit, sal ek nie die krag en die vreugde en vervulling beleef. So wat vra ek vanoggend? Wat glo ek, sê die Here vanoggend vir ons hier? Kry die balans in jou lewe terug. Laat hierdie bewustheid ons lei in ons reis van geloof en aksie. Die skaal mag nie so lyk nie. Die skaal mag nie so lyk nie. Die skaal moet daar wees. Want ons baie keer goed wat ek en jy moet doen. Wat as ek dit nie hier binne het nie, dan kan ek hierdie goed doen nie.
innerlike krag nodig. So mag God balans bring in ons lewe. So, kom ons sluit af. Jesus gaan sit aan Martha se tafel, waar sy hom met haar dade bedien. Aan die ander kant sit Maria aan sy voete, waar sy hom met haar geloof bedien. Deur na hom te luister en by hom te leer. Terug by die balans, mag God dus gee dat ons beide kan gee en ontvang. Van hom wat God se genadige gawe is wat aan ons gegee is. So mag die Here jou help. Gaan lees weer die paar kort versies aan die einde van Lukas 10. Gaan leer by hierdie twee sissies. As jy wil, kan jy Johannes 11 lees oor hulle boetie ook. Dan lees jy, Jesus was vir al drie van hulle ewe lief. En hy het al drie van hulle sy input in sy lewe nodig gehad. Hy het in hulle lewe ingebou, sodat hulle in sy lewe kon inbou. So mag God in jou inbou, sodat jy in ander kan inbou. Maar mag jy ook ontvanklik genoeg wees, dat ander in jou inbou, sodat jy weer in ander kan gaan inbou. Kom ek gee vir julle tyd om bietjie stil te word. Here, baie dankie. Dat as ons hierdie gedeelte in Lukas 10 lees, ons uiteindelik weet, u was lief vir al twee hierdie sissies. En vir hulle boetie. Inteendeel as u uiteindelik aankom in Betanië, na Lazarus se dood, en die vra waar is hy begrawe, dan lees ons in vers 37, Jesus het gehuil. En die skare se opmerking was, kyk hoe lief was hy vir hom. So Here, mag elkeen van ons wat in hierdie gebou sit, en elkeen wat na hierdie erediens via YouTube kyk, vandag net hoor, Jesus is baie lief vir my. Of ek Anton is, en of ek Dave is, en of ek Antoinette is, of ek Attie is, of ek Frida is,
Jesus is lief vir my. En Jesus het vir my 'n bepaalde rol in hierdie wêreld, binne die geloofsgemeenskap. En ek moet daardie rol uitleef en vervul. Ons kan saam beplan en ons kan saam praat, maar ons kan nie mekaar in verskillende rolle indwing, wat rolle is wat nie van U kom nie. Ons kan nie van mekaar goed verwag, wat nie U verwagtinge van ons is nie. So dankie vir Martha en Maria en vir Lazarus, vir wie U baie lief is. Vir U inbou in hulle lewe. En dankie vir dit wat hulle in U lewe ingebou het. En dankie dat hulle ons kom help om te verstaan dat dit belangrik is om 'n tafel te dek, maar dat dit belangrik is om by U voete te sit. Die een kan nie sonder die ander nie. Here, kom herstel asseblief die ewewig en die balans in ons lewe. Maak ons gebalanseerde mense wat bid en werk. Amen. Geliefdes, ek wil maar net herinner dat jy asseblief vir my kan kontak by 083-654-0806 of per WhatsApp of per telefoonoproep. Hierdie week is daar nie so baie vergaderings nie, so ek behoort meeste van die oproepe te kan vat. 083-654-0806. daarmee wens ons aanlyn kykers 'n aangename week toe en mag dit met elkeen van julle baie goed gaan tot ons mekaar weer sien. Totsiens.